'n hele paar Sondae terug het ek 'n boodskap gebring oor die Satan se taktiek. En toe het ek vertel van die leuen wat hy vertel en dat daar nie so 'n plek soos die hel is nie. Nou ek het vir jou 'n antwoord. Ek het dit nooit vir u gesê nie en ek het gewonder of iemand my dit gaan vra. Nou Anton LaVey, hy het die sataniese Bybel geskryf in die laat 1960s en hy het op bladsy 33 van hierdie Bybel het hy dan hierdie woorde geskrywe wat die wêreld ingegaan het en wat die duiwel met taktieke en met groot sukses gebruik het, dat hy geskryf het op bladsy 33 van hierdie Bybel, there is no heaven of glory so bright and no hell where sinners roast. Dit hy alles daar geskryf, dit gaan oor here and now, sê hy, en hy het gesê, there's no opportunity, want hy sê, for there is no redeemer liveth. En ja, die duiwel het hierdie sataniese Bybel gebruik en van ons kansels al word dit nou ook gepreek, dat daar nie 'n hel is nie. En ek het vir die daai Sondagmôre gewaarsku en ek het vir gesê, daar is wel so 'n plek. Wat ek nie vir u vertel het nie, dat hierdie man het ook gesterf. Hy het ook 'n sterfbed gehad, soos ek en jy, elkeen gaan 'n sterfbed hê. En wat was sy sterfbed woorde gewees? Dis belangrik. Jy sien, wanneer ek en jy op 'n sterfbed lê, kan ons nie meer lieg nie. Ons kan nie meer voorgee nie, dan is ons naak. So. Want ek weet ek gaan sterwe. En ek wonder wat sal u sterfbed wees? Wat sal u vir die kinders sê? Hoor, wat was hierdie man se sterfbed? Hy het die wêreld met 'n leuen ingestuur. Hy was 'n satanis. Hy is die 11de Oktober 1967 hy was 67 jaar oud toe hy oorlede is. Ja, hy is die 29ste Oktober 1997 is hy oorlede. Hy is gebore in 1930 en dit was sy sterfbed woorde. Terwyl hy op die sterfbed gelê het, toe sê hierdie woorde, oh my, what have I done? There is something very wrong. En hy het dit 3 keer gesê. There's something very wrong. En toe sê hy weer hierdie woorde, there is something very wrong. En hy het gesterwe. Aangrypend. En hy het sonder Jesus gesterwe. Hoor gou mooi. Jy kan dit waag om sonder Jesus te lewe. Maar moet dit nie daai kans vat om sonder hom te sterwe nie. En op sy sterfbed, 67 jaar, bietjie ouer as wat ek is. Hy sê hierdie woorde, there is something very wrong. En hy sterf op 29 Oktober 1997. Blaai saam met my na Openbaring. Nou vriende, my hart is so opgewonde oor hierdie dinge wat ek vir u wil wys en vir u wil sê vanmôre. En ek wil met u praat oor die opmars van 'n superleier. As u mooi luister, dan sal u hoor dat die wêreld begin praat, die wêreldling om jou en my begin praat oor 'n superleier. Hulle gebruik hierdie terme. Die wêreld wag vir 'n superleier. En ek wil dit vanmôre vir u wys dat hierdie superleier, dat die wêreld hom gereed maak, dat die kaarte reg gespeel word vir hierdie superleier om op die toneel te verskyn. Nou, u moet nou mooi hoor wat ek vir u gaan sê. Want ek gaan nou vir u die kaart van oor die boek Openbaring wys. Ek praat met u oor die opkoms van die anti-kris. Nou as kind van die Here, en ek hoop u ook, maar daar sit, ek gaan nooit die voorreg hê om die anti-kris te sien nie. Ek gaan nooit die voorreg hê om hierdie superleier te sien wie hy is nie. Ja, daar word baie bespiegel. Daar word wel ook gesê van waar hy vanuit gaan opstaan en ek kan vir u nou as ek nou baie tyd het, as ek 'n oggend en 'n aanddiens gehad het, sou ek graag vir u na die skrifte toe wil neem. So ek gaan hom nie sien nie. Ek hoop nie jy gaan hom sien nie. Want dit gaan beteken as jy hom gaan sien, gaan jy agterbly as die wegraping gaan plaasvind. Ek gaan ook nie die valse profeet sien nie.
So dis twee persone en ek wil dit hê jy moet mooi verstaan vanmôre. Al kom ek met my hele boodskap hier, ek wil jou hierdie beginsels verduidelik. Hoor gou mooi, dis nie 'n stelsel nie. Baie mense en vandag van ons kansel sal word verkondig dat die anti-kris is 'n stelsel, dis 'n wêreldstelsel. Dis 'n persoon, dis 'n wese, dis 'n mens. Ek wil vir jou stil staan by skrifgedeeltes. Dis hoekom ek gaan net een afdeling, hierdie boodskap het 3 afdelings. Maar ek gaan net by een afdeling van hierdie staan want ek wil jou inlig, want jy gaan oormôre iemand langs jou hê en hy gaan begin praat oor hierdie superleier. Hy gaan begin praat oor hierdie anti-kris, nê. En ek wil hê jy moet weet dat jy nie mislei word nie, want hierdie man, die anti-kris, as jy na die Bybel gaan kyk, die Bybel sê hy gaan miljoene mense mislei. Ek gaan vanmôre vir jou skrif lees. En ek wonder of jy al hierdie skrif raak gelees het uit die woord uit hê. So ek wil net aan die begin van my boodskap 3 dinge vir jou sê. Die anti-kris is nie 'n stelsel nie, dis 'n persoon. Hy gaan op die toneel kom. Hy gaan 'n superleier wees. Hy gaan op die toneel, watter toneel of watter gebied gaan hy kom? Hoor nou mooi. Op politieke gebied. Waar is ons grootste radeloosheid op hierdie stadium? Waar is die grootste chaos vandag? So daar's 2 karperde, die anti-kris en die valse profeet. Hulle moet saamwerk. Hulle gaan saamwerk. En weet jy wat is my so skokkend my voorbereiding? Ek kry eintlik so koud in my hart nie. Maar daar's so koue hand om my hart nie. Die valse profeet. Die valse profeet stel die godsdienstige leier voor. Ek gaan dit nou makliker aanstel vir jou verduidelik net. Hy sal die godsdienstige, die valse profeet, die kerk gaan saamwerk sodat die superleier aanbid moet word. Hoor jy mooi wat ek vir julle sê? Die valse profeet, die anti-kris, gaan ek vir jou wys, kom uit die see uit en die valse profeet kom uit die aarde uit, sê die Bybel. Daar's groot waarhede. Ek het nie tyd om dit, ek wil dit vir jou verduidelik, maar ek gaan nie by alles kom nie, nee. So die anti-kris kom uit die see uit, nee. Dis nie die werklike see nie, maar dit praat van die nasies, hy gaan opstaan in 'n sekere nasie. Nou daar's baie bespiegelinge. Ek glo dit ek gaan vir jou nou 'n bietjie meer vertel as ek by die kaart kom. En dan die valse profeet gaan uit die aarde uit opkom, nee. Met ander woorde, hy gaan saam met die anti-kris werk. Hy moet saam met die anti-kris werk. Hy moet mense mislei. Hoor mooi, kan jy glo dat die Satan die mens, hy gaan die kerk gebruik om mense te mislei sodat hulle die superleier moet aanbid. Hoor gou mooi, wat wil ek vir jou sê? Is geen wonder dat Jesus in Openbaring 3 gesê het, om koop van my oogsalf, as jy jou onderskeiding verloor het en gaan verloor, gaan jy een van die misleides wees. Een van die mense wat die duiwel gaan mislei. Hy gaan dit reg kry. Hy kry dit reg. Hy kry dit in 'n geweldige tempo reg. En hy gebruik die kerk vandag om daai vuilwerk om te doen. Is jy met my? Kom ons lees eers hierdie gedeelte. Kom ons lees. Ek wil hê jy moet Openbaring 12, die laaste vers, jy sal sien bo die laaste vers 18 van Openbaring 12 staan hierdie woorde. Johannes sê iets baie interessant. Onthou nou, hy is aan die woord, hy het 95 na Christus, het hy hierdie boek geskryf, deur 'n openbaring wat die Here vir hom gegee het. En dit is so interessant as jy nou kyk, hy praat nou, en hy sê in vers 18, dis waar hierdie hoofstuk begin. Hy sê dat, en ek, hy praat nou persoonlik, het op die sand van die see gaan staan. En ek het 'n dier uit die see sien opkom. Nou vat jy 'n rooi pen as jy het, jy moet hierdie woordjie 'n dier. Ek gaan nou net vanmôre tyd hê om oor hierdie dier te praat. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone. En op sy koppe, hier praat hy nou meervoud nê, 'n naam van Gods
lastering. So hierdie vers gee so 'n bietjie al vir ons 'n beskrywing met wie ons te doen gaan hê. Nou in hierdie gedeelte, nee, kom ek lees net gou vir die vers 3, die B gedeelte. En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. Die hele wêreld. Nie 'n paartjies nie. Hy het dit reg gekry. Die valse profeet gaan dit reg kry om mense so te mislei dat die hele wêreld, hoor gemooi, wow. Hier is die man waarna ons so lank gesoek het, verwonder. Hier in vertaling gebruik 2 woorde, verwonderd en verbuisterd. Kan dit wees dat hy nou eers op die toneel kom? Waar was hy al die tyd? Vers 7. Die B gedeelte. En aan hom is mag gegee. Mag. Wêreld mag. Hy gaan heers oor die wêreld met hierdie mag. Hoor nou mooi, hoekom sê ek wêreld? Oor elke stam, taal en nasie. Vers 8. En al die bewoners van die aarde. En al die bewoners. En dan gaan jy by hoofstuk 13 vers 11 kom, kyk nou mooi, jy sit die 2 langs mekaar. Vers 1 sê, Johannes, ek het 'n dier uit die see sien opkom. Vers 11 begin hy en hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom met 2 horings. Dan praat hy oor die valse profeet. Nou hy begin met hierdie woorde, ek het op die sand van die see gaan staan. Johannes sê, terwyl ek daar gestaan het, sien ek 'n gesig. Dis asof die Here Jesus nou vir hom 'n prentjie gee oor, hy het nou begin om hierdie boek te skryf, die boek Openbaring, 'n geweldige interessante boek, Openbaring, dis nie 'n toeboek nie, 'n openbaring wat die Here nou vir Johannes gee, hy sê, kyk nou wat gaan gebeur met die kerk. En interessant, hoofstuk 13, ek gaan dit nou vir jou verduidelik, op hierdie kaart, waar vind ons hoofstuk 13, waar is die kerk van die Here Jesus op hierdie stadium? Maar die vraag wat ek vanmôre wil beantwoord is, wat was hierdie gesig? Want Johannes sê, ek staan op die sand van die see en ewe skielik sien ek iets. Hy sê, ek sien nie uit hierdie see 'n dier uit opkom. Uit die see sien ek 'n dier, dan beskryf hy daardie dier. En die vraag is in baie mense se harte, wanneer sal die anti-kris geopenbaar word? Ek wil eintlik daai woorde 'n bietjie verander, nê. Wanneer sal hy op die toneel verskyn? Wanneer sal hy daar wees? Wat gaan sy verskyning wees? Kyk gou hier. Ek wil gou vir julle wys. Ons leef nou daar. Daar leef ons. Hier begin die boek Openbaring, Johannes skryf hom 95 na Christus, skryf hy hierdie brief en hy skryf presies in ons lewe daar die brief aan die gemeente van Laodicea, die 7de brief. Die lou brief, die lou kerk. Dis waar ons is. Daarso. Laodicea beteken dan ook menseregte. Nou hierdie is 'n skematiese voorstelling van die boek Openbaring. So ons is nou hier. En sit gou vir my net hierdie boek voor te lig af. Ek gaan dit nou gou iewers daarheen. Daar het iets gebeur. Kyk gou daar. Daar's ons. Kan jy die kaart mooi sien? Ek gaan hom daar sit. Hou net so. Ons lewe daar. So die volgende wat moet gebeur, dis Openbaring 3 van vers 14 tot 21, dis daar waar ons is, Openbaring 3, en hier begin Openbaring 4. En ewe skielik skryf Johannes, hy sê, en ek is ewe skielik, is ek weggevoer, en hy van daar af van hoofstuk 4 af, praat Johannes oor wat in die hemele aangaan. So tot en met hoofstuk 19 vertel hy van daar.
hoofstuk 4 begin hy. Daar het iets gebeur na hierdie dinge. Begin hoofstuk 4. Nou watter dinge? Hoor gou mooi. Die volgende wat moet gebeur. Die volgende gebeurtenis wat op aarde moet gebeur. Die kerk van die Here Jesus gaan weggeruk word. Die kerk, wie is dit? Die Nasarenerkerk? Nee. Die AGS kerk? Nee. Die NG kerk? Nee. Die kerk, die bloedgewastes, wedergebore mense, hulle wat die Here Jesus aangeneem het in hierdie lewe as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Hulle gaan van die aarde af weggeruk word. 1 Tessalonisense 4 begin Paulus daaroor skryf vers 16. Hy sê ons gaan die Here Jesus in die lig tegemoet. Ons gaan hom daar sien. Hy gaan nie met sy voete, hy gaan hier met sy voete tot op die aarde kom. Hy gaan dit daar op die Olyfberg neersit. Maar daar gaan ons hom in die lig, gaan ons hom tegemoet. Hy gaan van die hemel af neerdal met 'n geroep, gaan jy daai geroep hoor, soos van 'n basuin, sê Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 16, en dan gaan hy sê my skape, nie almal gaan sy stem hoor nie, nie almal gaan daai geroep hoor wat sê kom op hierheen nie. Ons gaan hom in die lig tegemoet. En dan gaan ons saam met hom, en dan gaan daar, Johannes sien nou presies wat in die hemele afspeel. Ek wil tog vir u vra, liewe lidmaat, vriende. Ek wil tog vir julle die vraag vra. Dis swaar op my hart. Sal jy saamgaan? As die basuin nou moet blaas, sal jy saamgaan? Of is daar eers 'n paar dinge wat jy moet regmaak? Is daar eers sonde wat jy moet mee breek en bely voor die Here? Leef jy so dat as die basuin nou blaas, jy kan saamgaan? Dis belangrik. En dan begin Johannes nou skryf oor dit wat hier geplaas het. Daai tydperk van daar af tot daar is 7 jaar. 7 jaar. Ek is met 'n nuwe boek besig, die persoon skryf, hy sê, as jy oor daai tydperk praat, dan moet jy ons het nou dit maar geleer, as die tydperk van die groot verdrukking van 7 jaar. Hy sê, haal die groot verdrukking eers uit, dan praat jy net van hierdie tydperk, as 'n tydperk van verdrukking. Want hy sê, die eerste 3,5 jaar, dit sal voorspoedig gaan. Daar gaan verdrukking wees. Hy sê, die geweldige groot verdrukking gaan kom na die 3,5 jaar, wanneer die antichrist werklik geopenbaar gaan word. Hy gaan hier op die toneel verskyn, en dan gaan hy as 'n vredevors wees, hy nie 'n valse profeet gaan saamwerk, hy is die vredemaker, want kyk, daar gaan ek dit vir jou wys, hy kom in Openbaring, kom hy op 'n wit perd ingery, daar kom hy, en hy gaan die superleier wees. Wow. En daar gaan iets verkeerd loop met 'n kontrak wat met Israel gesluit gaan wees. En daar gaan die deksel, die emmer omgegooi word. En dan daai deel sê hulle is die geweldige groot verdrukking. Verskriklike tyd. Nee, jy moet gaan lees wat sê die Here Jesus oor daai tyd. Ek glo die woord van die Here. Ek glo die woorde wat Paulus sê, dis in die woord op dit. Dis 'n tyd van benoudheid. Hoor gou mooi. Voordat ek by my woord kom, by my punte kom. As jy nie nou vir die Here Jesus eers kan uitstaan nie. As jy hom nie nou eers op aarde kan dien nie, waar dit al hoe moeiliker raak om vir die Here te dien. Hoor gou mooi, as jy gaan agterbly, is daar geen manier dat jy ooit jou saak met die Here kan regmaak. Waar's die Heilige Gees? Hy wat nou oortuig, as die bruid weg is, dink jy dat die Heilige Gees gaan agterbly? As die bruid, as die kerk, die bloedgewastes weg is, saam met die Here Jesus daar gaan wees, gaan dit 'n tyd en 'n plek wees hier, waar jy met jou lewe sal moet boet. Jy sal doodgemaak word vir jou geloof, as jy enigstens dit kan maak, of kan dink dat jy dit gaan maak. Hoor gou mooi, ek wil 'n beroep op jou doen vanmôre, op hierdie Sondagmôre, as jou saak met God nie reg is. Ek het hierdie week, ek so benoudheid oor my hart gekry, oor my lewe. Here, dit moet verskriklik wees. Dit moet verskriklik wees. As 'n familielid van my, as kinders van my, as kleinkinders, as hulle moet agterbly. Of ek het gedink, Here, ek leef reg, en ek moet agterbly. Hoor gou mooi, ek wil jou vir 'n bietjie vertel van hierdie persoon wat dan gaan oorneem. Hy staan bekend as die superleier. Op hierdie stadium smag die wêreld
na sterk leierskap. Die wêreld smag. Jy kan maar kyk. Op hierdie stadium is almal so oop Trump. Hy het ewe skielik na vore gekom. Hy's 'n sterk leierskap en op almal se lippe is dit. Maar ek wil vanmôre vir u sê, in die eindtyd, soos wat ons hierdie tyd nader kom, sal daar 'n superleier, hoor hierdie woorde, hy 'n dinamiese persoon sal op die wêreld toneel verskyn. En hy sal die wêreld bewind, sal hy oorneem. En die wêreld het verwonderd agter hom aangestaan. Jy weet, terwyl ek besig was, het hierdie vers by my opgekom in Jesaja 21 vers 11. En in Jesaja 21 vers 11 vra hulle, kom hierdie vraag voor, wagter, hoe ver is dit in die nag? As ek vanmôre met u moet praat oor hierdie onderwerp, dan wil ek ook die vraag net so bietjie anders te vra. Hoe ver het hierdie huidige kerkdispensasie gevorder? Hoe ver is ons in die Openbaring 3 van vers 14 tot 21? Hoe ver? Waar leef ons? Is dit miskien vandag waar die basuin sal blaas? Hoe lank nog voordat ons daardie basuin geluid sal hoor wat sal sê, kom op hierheen? Hoe lank nog voordat Jesus op die wolke gaan kom en op die wolke gaan verskyn om sy kinders te gaan kom haal? Miskien vandag. Wagter, sê vir my, hoe ver is die nag gevorder? Hoe ver? Hoeveel tyd is daar nog op God se horlosie en sy uurglas oor vir hierdie planeet Aarde? As ek net sien hoe hierdie golf van sonde losgebreek het, vriende, dit spoel, en ek en jy het maar so gewoond geraak aan sonde, en dit gaan maar net aan. Om al hierdie vrae wat ek nou vir jou gevra het te beantwoord, dan kan ek dit maar saamvat met wat Johannes gesê het in 1 Johannes 2 vers 18, en ek gebruik hierdie woorde, as hy daaroor praat, en sê net hierdie kinders, dis 'n laat uur, en die Antichrist, hierdie superleier, hy kom. Hy's op pad. En hierdie gedeelte wat ek nou vir u gelees het, dit net 'n deeltjie daarvan, jy moet dit gaan lees, gaan jy 3 persone vind. Bose. Hy's boos. Hierdie persone is boos. Ek gaan net so 'n bietjie vir jou net 'n smaakie gee daarvan. Hulle is bedrieglik. Hulle is goddelose persoonlikhede. En na die Antichrist en die valse profeet en die Satan word verwys as die sataniese trio. So jy kry die goddelike drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, hy's 'n naaper, en so vind jy ook die sataniese trio wat verwys na die Satan, die Antichrist en dan ook die valse profeet. Daar is die skrifgedeeltes as jy dit wil sien. So hierdie 3 sleutelfigure gaan op die toneel van die aarde verskyn, en veral in die laaste 3,5 jaar wat ek vir u gewys het daar op die kaart, en hierdie 3 gaan in die laaste 3,5 jaar die wêreld oorheers. En Martin Luther het 'n ding gesê, en ek wil vir jou dit gou vanmôre net wys. Hy het gesê dat Satan, die een van die sataniese trio, die hoofiguur is God se aap. Hy het dit so gesê in 'n skrywe van hom. Hy het eintlik bedoel dat die duiwel is God se naaper. Hy boots na dit wat God gedoen het. Ek wil net so vir interessantheid vir jou gou net 4 dinge noem, hoe hy dit reg gekry en hoe doen hy dit al hoe meer. Daarom het ek en jy onderskeiding nodig, want onthou mooi, hy gaan nie met uiterlike sonde na jou toe kom nie. Hy gaan met godsdienstige dinge nou na die kerk toe kom, en die kerk val, want hy's 'n nabootser. Kom ek verduidelik gou vir jou. Hy het God nageboots as dit gekom het by die drie-eenheid. So daar's God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En toe wat sê hy? Nee, kom ek boots God na, en hy sê daar Satan, hulle praat ook van hom as die sataniese trio, Satan, die valse profeet en die Antichrist. Sy grootste begeerte, die tweede rede,
was nog om altyd aanbid te word. Hy wil aanbid word. Hoor gou mooi, in die einde van die wêreld, in die eindtyd, gaan hy die wêreld dwing. En die valse profeet gaan dit vir hom regkry, dat hy deur die wêreld aanbid gaan word. Hy soek wêreldaanbidding, 'n nabootser. Ek wil jou net so 'n bietjie terugneem na Matteus toe. In Matteus hoofstuk 4 lees ek van die versoeking van die Here Jesus, hoor nou mooi. En so die Satan Jesus versoek na die eerste versoeking, die tweede versoeking, toe kom daar 'n versoeking, toe die Bybel sê hy het hom op 'n hoë berg het hy hom geneem. En hy het hom al die skatte gewys en al die koninkryke, en hoor wat sê vir Jesus, hy sê vir hom, as u net neerval om my te aanbid, sal ek jy al hierdie dinge gee, nabootser, hy soek. En een van die profesieë wat Jesus gesê het, wat Paulus vir Timoteus ook gesê het in 1 Timoteus 4, hy sê in die laaste dae sal mense die Satan aanbid. Hy soek mense se aanbidding. Daar's 'n derde rede. Hy het God op sy werkwyse ook nageboots. Mense kan vir al hierdie dinge in diepte inneem. Jy moet mooi kyk hoe hy te werk gaan. Hy boots God na. Hoor gou mooi. Hoor mooi. Wat ek nou vir jou gaan sê, die Satan gaan ook die dood en die opstanding van die Here Jesus naboots. Daar gaan nog iemand uit die dood uit opstaan. Die Bybel sê die anti-kris het 'n dodelike hou gekry voor die kop. Hy het dood neergeval. En hy het weer lewendig geword. Nabootsing van die opstanding, die dood en die opstanding van die Here Jesus. Wat sien Johannes? Ek wil jou net hierdie 3 verse weer wys. Dis belangrik, jy moet dit sien. Wat sien hy? Ek het 'n dier gesien. En hy sien agter, die hele wêreld loop agter daai dier aan, en hy sê, aan daai dier is mag gegee, en al die bewoners sal hom dan ook aanbid. Waarom? Het jy al gewonder as jy die boek Openbaring lees, word hy die dier genoem? Hoekom nie iets anders nie? Hoekom die dier? En 'n persoon skryf oor hom, dokter, hy's 'n Duitser, en hy sê hierdie woorde, hy sê sonder divinity, wat beteken goddelikheid, sink die humaniteit, menslikheid, kyk daai woord, tot 'n dier. Hy sal laer wees. As Johannes na hom kyk, dan al wat hy kan beskryf, toe hy hom sien, hy kon net hierdie woord uitkry, 'n dier. 'n dier. 'n baie goeie beskrywing wie die anti-kris op die ou einde gaan wees. Daar's 'n ander persoon waarvan ek lees in die boek Daniël 4 vers 31 tot 33. Sy naam was Nebukadneser. En hy het hom so teen God teëgesit. Hy het hom so teen God verhef. Hoor nou mooi. Die Bybel sê dat God het hom 'n hart van 'n dier gegee. Ek wil vanmôre vir jou sê, die anti-kris gaan die hart van 'n dier hê. Hy gaan tot op die vlak van 'n dier daal. Ek gaan nou vir jou so 'n bietjie 'n beskrywing van hom gee. Redes waarom hy die dier genoem word. Ons so 'n bietjie by profesie stil staan. Ek wil hê jy moet saam met my gaan. Ek wil hê jy moet dit insien. Hoe die Bybel duidelik die voorspelling maak, een na die ander. Ek wil jou net na 'n paar mense toe neem wat geskryf het oor die anti-kris en wat hulle self daaroor te sê gehad het. Nou, ek het hom op die bord, die moederbelofte, die eerste profesie, sommer vroeg in die Bybel. Hierdie profesie staan bekend ook as die moederbelofte. En daar lees jy al reeds van Jesus wat gaan kom en hy gaan sterwe aan 'n kruis, maar daai selfde belofte is daar baie diep waarhede. Kyk wat sê die Bybel. Lees gou saam met my. Jy moet hom merk in jou Bybel. Kyk gou, ek wil hom net so 'n bietjie vir jou verduidelik. Wie is aan die woord? Jy gaan dit nou op die skerm sien. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Wie is die vrou? Wie is jou? Sien jy, moet dit vra vir jou.
Jy moet dit vir jou vra. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. En let nou op, enkelvoud. En tussen jou saad en haar saad, enkelvoud. Jou saad en haar saad. So hier word nou van jou gepraat, hier word van 'n vrou, hier word van twee tipes van saad gepraat. Dan sê hy hierdie woorde: hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. Let baie mooi op wat sê hierdie vers nou. Die Here God is aan die woord en God praat nou met die slang. Hy praat met Eva. Hy sê vir hulle ding. Wat sê hy vir hulle? Hy sê ek sal vyandskap stel. So daar's twee partye wat die Here nou sê. Ek gaan vyandskap stel tussen jou en ek gaan vyandskap stel tussen die vrou nie. So hier's twee sade, die saad van die vrou en die saad van die slang. Die saad is enkelvoud. Nou mooi, let nou mooi op. Jy moet dit nou snap. Jy moet dit in die vers sien. Vroeg in die Bybel, in Genesis 3 vers 15, kan jy dit glo? Maak God al reeds melding van iemand wat gaan kom. Die saad van die vrou dui nie op volkere of nasies nie. Dit dui op 'n individu. Op 'n persoon. Hoe weet ons dit? Daar's 'n Jesus. Hoe weet ons dit? Galasiërs 3 vers 16 sê dit. Onthou die woord met homself verklaar. As Paulus nou praat oor hierdie saad van Genesis 3 vers 15 en sê dit is niemand anders as Jesus Christus nie. Die saad van die vrou, wie is die jou? Wie is die jou? As jy Openbaring 12 gaan lees, dan sê hy die ou slang. Die draak wat ou slang genoem word. So wie is die jou? As ek nou teruggaan, is ook 'n enkeling. Is ook 'n enkeling, ook 'n persoon en sy naam is die Antichrist. Nou wat sê Jesus? Wat sê God vir die slang? Hy sê daar gaan twee enkelinge wees. Albei gaan kom. Die een gaan kom as die verlosser gebore uit 'n vrou. Haar naam is Maria en ek wil dit vanmôre vir jou sê, dit was 'n maagdelike geboorte geweest en daar gaan iemand anders op die toneel kom. Hy gaan die superleier wees. Sy naam is die Antichrist. Genesis 3 vers 15. Jy dit sien? Al vroeg in die Bybel. Daar waarsku God ons, hier is 'n persoon op pad. Kyk wat sê Daniël daarvan. Nou spring ek baie hoofstukke. Baie boeke spring ek. Daniël kom en hy gee hom 4 name. Hy noem hom, as hy daar praat in Daniël hoofstuk 7, van 'n ander horingkie wat tussen die horings uitgekom het. 'n Klein horingkie. So onskuldig. Ag, net 'n klein horingkie. Hy noem hom in hoofstuk 8 vers 23 'n koning. Hy noem hom in hoofstuk 9 26 'n vors. Sien jy hoe beskryf hom? Ag, klein, so onskuldig. Dan kom hy as 'n koning, hy kom as 'n vors. En dan beskryf hom heel laaste, vers 27 van hoofstuk 9 sê hy's 'n verwoester. Hy kom as 'n verwoester. Interessant, toe Jesus in Matteus 24 na die Antichrist verwys, toe behaal hy Daniël se woorde aan as 'n verwoester. Dis hoe Daniël hierdie Antichrist beskryf. Ek wil vir jou nog iets wys. Hierdie bly vir my, vriende, dit is so waar. Hierdie is vir my, hierdie het iets aan my hart te doen. Nou spring ek Nuwe Testament toe. Nou kom die Here Jesus. En kyk wat 'n vers gebruik deur Jesus om hom te beskryf. So ooglopend, maar so as jy dit nie lees nie en jy laat nie toe dat die Heilige Gees dit met jou praat nie, dan lees jy net daaroor. Hoor wat sê Jesus? In Johannes 5 vers 43, kom en hy sê hierdie woorde, hoor mooi. Ek het gekom in die naam van my Vader. En julle neem my nie aan nie. Hy praat met die Joodse volk. Is daar 'n teksvers wat nou in jou gedagtes opkom, die A-gedeelte? Ek het na julle toe gekom in die naam van my Vader en julle het my nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 11 sê, ek het na my eiendom toe gekom en hulle het my nie aangeneem nie. Ek het na die Joodse volk toe gekom en hulle het my nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 12 sê, die bekende vers, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Jesus sê, hy praat met die Joodse volk, hy sê, ek kom na julle toe. Julle het my nie aangeneem nie. Hoor nou die B-gedeelte. Hier kom nou iets baie interessant. Hy sê,
As 'n ander een in sy eie naam kom. Wat sê Jesus? As iemand anders in sy naam kom, hom sê julle aan. Ja. Wat sê Jesus? Nie maklik kan dit wees. Ek kom. Julle neem my nie aan. Ek kom nogal in naam van my eie Vader. Hy kom in sy naam. In sy naam. As die superleier. Hy sê julle gaan val daarvoor. Julle gaan hom aanneem. Julle gaan hom aanneem. As iemand anders kom, die B-gedeelte, sal hulle. Maar wie verwys Jesus as hy sê iemand anders? Hy verwys na geen ander persoon as hierdie superleier, die anti-Christus nie. Dis hy. Ek wys jou nog een van Paulus. Ek is amper klaar. Paulus kom in 2 Tessalonisense 2 vers 9. Let nou mooi op, jy moet mooi oplet as jy in die Bybel lees. Hy begin met hierdie woorde, hy, klein lettertjie. Wie se koms is, hy praat nou, hier gaan iemand kom, wie se koms is, volgens die werking van die Satan, die sataniese trio, hy, klein lettertjie, wie is die hy? Hoekom nie 'n hoofletter nie? Wie se koms is volgens die werking van die Satan, hoor nou mooi, met allerhande kragtige dade en tekens en, hoor die woorde, dink jy wonderwerke wat vandag gebeur en wat nou nog gaan gebeur tot op die einde van die eindtyd, soos die wêreld na die einde toe spoed, is alles in die naam van die Here. Hoor wat sê die Bybel? Hoor wat sê die Bybel? Paulus praat oor die laaste tye, hy sê, en wonders van die leer. Jy het onderskeiding nodig as 'n wonderwerk plaasvind. Is dit van die Here of is dit van die duiwel? Kyk wat kan hy doen? Daar's hy. Klein lettertjie. Hy verwys na 'n persoon. Dis nie 'n stelsel nie. Dis 'n persoon. Hy wie se koms is. Daar's sy koms. Dis 'n persoon, baie duidelik. Hier gaan 'n persoon kom. Wonders van die leer. Johannes 14 vers 6 staan hierdie woorde, sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as Jesus gaan kom as die waarheid, gaan daar iemand op die toneel verskyn en hy gaan bekend staan as die leer. Ek wil oor daai hele skyfie geskryf het. Jesus VS, waarheid VS, die leuen. Hoor gemooi. Die leuen lyk reg. Jy het onderskeiding nodig om te kan onderskei tussen nie meer wat swart en wit is nie, tussen dit wat reg is en wat so reg lyk. Maar die duiwel, wonders van die leuen. Hy wie se koms is, hoor nou mooi, met wonderdade, kragtige dade. Wow, dominee, jy moet 'n bietjie dit hoor. Jy moet 'n bietjie dit gaan kyk en jy moet 'n bietjie dit. Dis moed van die Here. Hoor mooi, die Bybel sê wonder van die leer. Wat wil ek vir jou sê? Wat beskryf Paulus oor hierdie woorde? 'n diaboliese, satanies geïnspireerde persoon wat aan die kom is. Met wat bo-natuurlike kragte gaan doen. Hy gaan tekens van die wonder van die leuen doen en die wêreld gaan hom en die wêreld sal hom toe volg. Superleier. As Paulus oor hierdie persoon praat, Paulus se skrywe is baie interessant. Hy praat nou van hy wie sy koms is, dan gebruik hy in dieselfde hoofstuk, gebruik hy persoonlike voornaamwoorde. Ek wil jou net 'n bietjie wys. Hoe beskryf hy as hy persoonlike voorname in die boek 2 Tessalonisense 2, wat ek nou vir jou gelees het, wat hy hom beskryf, dan noem hy hom in vers 3, die mens van sonde. Wat wil Paulus vir ons sê? Dit gaan nie 'n rekenaar wees nie, dit gaan nie 'n gebou wees nie, dit gaan nie 'n stelsel wees nie, dit gaan 'n mens wees. 'n Mens is ek en jy. Dit's 'n mens. En weet jy wat?
Kan dit eers vir jou wys? Hy is alreeds gebore. Hy is alreeds, word hy voorberei. Hy gaan op die toneel stap. Hy's 'n mens. Hy's nie 'n super, wat noem hom maar vanmôre die super leier. Hy's 'n mens. Hy gaan net een môre in 'n kantoor instap en hy gaan sê, wat 'n probleem sukkel julle? Gelukkig gaan ek nie hier wees nie. Hy word genoem die seun van die verderf. Seun. Hoofstuk 4 noem hy hom die teestander. Hy sal God en sy gebod op aarde teestaan. Dan gaan hy kyk hoe begin beskryf hom teestaan. Dan praat hy van die ongeregtige. Alles wat boos is. Ja, al hierdie beskrywings praat van 'n persoon, 'n individu. En iets van hierdie persoonlike naamwoorde beskryf hierdie persoon vir my. Sy goddelose karakter. Hoe hy gaan opstap as 'n vredemaker. Die wêreld gaan verwonder, maar in die middel van hierdie 3,5 jaar, hierdie periode van 7 jaar, 3,5 jaar daar, gaan daar iets verkeerd loop met een of ander kontrak wat gesluit was met Israel. En dan gaan hy ontaard. Nog net dit. Johannes beskryf hom, hy staan in die see, op die sand, en dan sien hy hierdie dier wat gaan uitkom. Maar hy het al reeds in hoofstuk 6, ek het nou vir jou daar op die kaart gewys, dus praat hy van die wit perd. Kyk gou daar. Hy praat oor die wit perd. Hy sê in hoofstuk 6 al reeds van hierdie man wat gaan uitkom. En weet jy, baie mense wat die boek Openbaring nie mooi bestudeer nie, sien al Jesus in hoofstuk 6. Jy kan nie Jesus in hoofstuk 6 sien nie, want hy beskryf dit wat op die aarde plaasvind. Jesus is saam met die kerk weg, hoofstuk 4 al reeds weg, saam met sy kinders in die hemel. Die groot maaltyd, die maaltyd, die bruilofsmaaltyd van die lam is in die hemel besig. Daar word krone uitgedeel. Dis wonderlik, die regterstoel oordeel wat daar plaasvind in die hemel. Die bruid is weg. Johannes skryf wat hier op aarde aangaan. Hoor wat sê hy? En ek het gesien, wat sien hy? En kyk, daar was 'n wit perd. Wat sal 'n wit perd wees? Vrede. Hoor gou mooi. Valse vrede. Hoor wat sê Johannes? En hy wat daarop sit, het 'n boog. Hoe staan daar nie 'n boog en 'n pyl nie? En hy wat daarop sit, het net 'n boog. Wat beteken dit? Hy kom nie om oorlog te maak nie, hy het al reeds dit. As daar gestaan het 'n boog en 'n pyl, hy sit net met 'n boog. En 'n kroon op sy kop en hy het uitgegaan. Kyk na wat soek hy. Hy soek na 2 dinge. Kyk die volgorde waarin Johannes dit skryf. Kyk baie mooi. Hy kom doen 2 dinge. So hy sit met 'n boog sonder 'n pyl en hy kom uit. Kyk die volgorde. Die hele wêreld word in sy mag gegee. Hy het uitgegaan om as 'n oorwinnaar. Hy het nie nodig om 'n pyl te hê nie. Hy sit met 'n boog. Die kroon is al reeds op. Hy kom as 'n oorwinnaar. En om te oorwin. Wat sê dit? Wat sê daai net daai 2 aanhalings? Wat sê dit? Die hele wêreld word in sy mag gegee. En dit verwys na wêreldheerskappy. Dit is 'n verskriklike tyd. En nou Johannes, as hy daaroor skryf, dan sluit hy af met hierdie woorde. Hy sê, kinders, dis die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die anti-kris kom, bestaan daar nou ook baie anti-kriste, waaruit ons weet dat dit nou die laaste uur is. Jy hoor dit. Johannes praat van hierdie superleier. Vriende, dis 'n superleier. Hy gaan inkom anti-kris. Teen alles van Jesus Christus. Anti-kris is 'n Bybelse term. Let op wat ek nou vir jou gaan sê. Daar's 'n verwagting onder kinders van die Here. Ek hoop onder u is dit ook. Maar kinders van die Here verwag, ja, kom die Here Jesus kom. Daar's 'n verwagting wat geskep word op hierdie stadium in kinders van God se harte. Ons vra Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe ver is die nag gevorder? Wanneer gaan Jesus kom? Hoor mooi. 1 Johannes 4 vers 3 sê, daar's 'n ander verwagting wat ook geskep word.
Hy noem daai verwagting in Johannes 4 vers 3 die gees van die antichrist. Het jy dit al beleef daar buite? Daar's 'n gees daar buite met 'n klein lettertjie. Die ander een was 'n hoofletter waarna hy verwys het. Hierdie is 'n klein lettertjie. Weet jy wat? Hoor mooi, praat met jou vriende daar by die werk, praat met hulle wat ongered is. Hulle sal vir jou sê, dominee, daar's iets aan die kom. Daar's iets aan die kom. Daar's 'n gees daar buite. Dis asof die wêreld hom gereed maak. Daar's 'n verwagting onder ongereddes wêreldlinge dat daar nou iemand op die toneel moet kom. Hulle verwag dit, ek en jy nie. Miskien is ek en jy nog aan die slaap. Miskien is ek en jy nie so ingestel daarop nie. Maar hulle is bewus daarvan, daar's 'n gees daar buite. Hierdie superleier moet nou inkom. Hy moet antwoorde gee, hy moet oplossings vir ons gee vir die wêreld se probleme. Ons kan nie meer so aangaan nie. Ek glo dit met my hele hart. Wat wil ek vir jou sê? Hoor mooi, en ek sluit met hierdie stelling af. In die wêreld, op die wêreld verhoog, maar agter die gordyn, sien jy hierdie prentjie, verhoog. Hier hang die gordyn. Hierdie verhoog se naam is die wêreld. In hierdie wêreld, op die wêreld verhoog, maar agter die gordyn van die verhoog, is daar alreeds 'n briljante persoon wat voorberei word in al die wysheid van die wêreld. Hy kry alreeds opleiding. Ek glo met my hele hart dat hy in hierdie oomblikke leef. Weet jy waarvoor wag hy? Hy wag vir die eindtyd. Hy wag vir die gordyn van die eindtyd om net so oopgeskuif te word. En sodra die laaste drama op aarde afgespeel het, wanneer die bruid weg is, wanneer kinders van die Here weg is, gaan hy op die toneel op hierdie wêreld verhoog ingestap kom as die wêreld vors. Die vors van vrede. En mense gaan verwonderd, die wêreld gaan verwonderd agter hom aanstaan. Ek sluit af met 2 Tessalonisense 2 vers 7 en 8. Ek gaan net vers 7 vir jou lees. Kyk hier wat sê die Bybel. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is. Dis hoekom hy alreeds op die toneel is. Die Bybel sê hy is alreeds aan die werk. Hy is alreeds daar. Kyk mooi wat sê die Bybel. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Weet jy wat maak dat hy nog nie vanmôre op die wêreldtoneel kan wees nie? Weet jy wat maak dat hy nog nie op die verhoog kan wees nie? Kan ek vir jou sê? Kinders van die Here. Die bruid van die Here Jesus. Ek en jy is die vlieg in die saal. Maar wanneer die bruid weggeneem gaan word, gaan hy instap. Ek vra my die vraag, as ek sien hoe in wat 'n chaotiese toestand die wêreld is. Vriende, daar's nie oplossing. Jy kan maar na Trump luister, jy kan maar dit luister, jy kan na China luister. Dis maar heen en weer hierdie goed wat gegooi word. Daar's nie, niemand het oplossings nie, hoor gou mooi. Iemand, hulle wag vir daai persoon. Nou as die wêreld daarvoor wag, dan wonder ek hoe ver is daardie oomblik dat Jesus sy bruid gaan kom haal. Hoe ver gaan dit nog wees? Hoe lank gaan dit nog vat vir die Here Jesus? Ek weet wat sê 2 Petrus 3 vers 9. Hy sê die Here vertraag nie sy belofte rondom sy koms, soos sommige dit vertraag en ag nee, maar hy is lankmoedig. Hoekom is hy lankmoedig? Omdat hy nie wil hê dat een mens verlore moet gaan. Hier sit iemand vanmôre wat nog nie die Here Jesus ken. Hier is iemand wat vanmôre hier sit wat ver van die Here af is. Hier is iemand wat vanmôre hier sit wat sy hart koud is. Hoor gemooi. Jesus sê ek het nog nie gekom nie sodat jy in die regte verhouding moet kom, meneer, mevrou, jong meisie, jong man. Jy moet in die regte verhouding kom
Ek wag net vir jou. Kan jy dink? God stel 'n wederkoms uit, sy wederkoms, sodat jy nog moet inkom. Dit gaan my verstand te bowe. As God sy uurglas vol is, sê hy, wag, ek gaan nog wag. Weet jy wat gaan in die hemel gebeur? Die Bybel sê net my Vader weet, net God weet, wanneer daai oomblik gaan plaasvind. Niemand op aarde weet nie. Die dag en die datum weet niemand in die Bybel. Jesus sê my Vader alleen. Weet jy hoe stel ek dit my voor? God sit op die troon. Die Bybel sê toe Jesus opgevaar het, het hy gaan sit aan die regterhand van God. Daar gaan sit. Ek stel my in my kindergemoed dit as volg voor. En God kyk na die wêreld en hy sien hoe word hy gespot. En hy hoor hierdie dinge en dan sien hy sy seun, maar daar is nog steeds lankmoedigheid by my Vader. En hy kan sien, ek praat maar nou kinderkrans al, hy kan sien, dis asof sy Vader bietjie onrustig raak en hy skep maar weer moed en so. Hoor gemooi, dan gaan 'n oomblik kom, wanneer hy na sy seun gaan kyk en gaan sê, dis nou tyd. Jy kan gaan. Hy gaan dit aankondig vir sy seun. Jy kan kom. O, die hemele, daar gaan 'n oomblik, die Bybel sê so vinnig soos wat weerlig gaan kom, en weerlig slaan van die ooste na die weste. Kom op. En in een oomblik gaan 'n hele paar duisend mense weg wees. Dit gaan kinders van die Here wees, wat in die regte verhouding met God geleef het. Nie 'n naam Christen. Niemand wat 'n naam het of 'n ondervindingkie gehad het met hom nie. Nee, wat reg geleef het. Hy kom vir hulle wat reg leef. Wat in lyn is met hom. Wat in kontak. Is jy een van hulle? Hoor wat sê die Bybel? Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk. Net totdat hy wat nou teestaan uit die weg geruim is. Gaan hy openbaar word. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om die dinge in die woord te kan lees. En dat die Heilige Gees dit gebruik om ons harte voor te berei vir daardie oomblik. En U waarsku vanmôre, U waarsku hierdie gemeente, daar's 'n leier, 'n superleier, sy naam is die Antichrist. Hy's op pad, hy's in plek. Hy wil antwoorde gee. Die wêreld smag, die wêreld soek daarna. Gee vir ons oplossings. Hy het die oplossings. Maar wanneer U kinders weg is, sal hy openbaar kan word. Here, my bekommernis is vanmôre nie oor die superleier nie. Maar ek gaan nie weet wie hy is nie. Ek stel ook nie belang wie hy is nie. My bekommernis is vanmôre oor hierdie gemeente. Mense wat in hierdie gemeente sit, wat maar net so saam vaar met die skip. Mense wat maar net so saam in die stroom gaan, Here. Mense wat in hul geestelike lewe maar net so tevrede is, Here. Ek is oor hulle bekommerd. Ek is bekommerd dat hulle gaan agterbly, dat hulle gaan sien wie hy is, Here. Dat hulle met hom te doen gaan kry, omdat hulle die wederkoms, die eerste fase, die opname van die Here Jesus, die wegraping gemis het, Here. Ek is bekommerd oor hulle. Ek is bekommerd oor diegene wat hier sit vanmôre en diegene wat nie hier is nie, Here, wat met U woer speel. Ek is bekommerd oor hulle, Here. Ek wil bid, ek dank U vanmôre vir geleenthede vir hulle wat hier is. Ek wil bid dat U 'n ernstigheid in hulle harte teweeg sal bring. Dat hulle U sal soek, Here. Dat hierdie dag 'n dag van soeke sal wees. Dat hulle U sal soek met hulle hele wese binne in hulle, Here. Soek die Here, sê Jesaja 55 vers 6 en 7. Soek die Here terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Here, U is naby vanmôre. Ek is bewus van U, Here. U is hier van U teenwoordigheid.
ek wil bid, maak dit vir daardie persoon onmoontlik om vanmôre hier uit te stap. Help hom of haar om voor U te buig, Here. Alles in hulle lewe voor Jesus te kom uitstort en te sê, Here, gee vir my daai verwagting, gee vir my daardie afwagting, gee vir my daardie, Here, dat ek in lyn sal wees as Jesus sal kom, as hy vandag sal kom. Net wat gedoen is vir Jesus sal bly staan. Dankie dat ek dit vir U kan vra, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. My liewe toehoorder, liewe kind, amper sê, liewe gemeentelid. Terwyl al die oë toe is, sit jy vanmôre hier. En ek weet nie regtig nie. Ek neem maar baie keer aan. En ek hoop maar baie keer. Baie keer sê ek, dis onmoontlik dat iemand nog kan sit, Sondag na Sondag onder die geklank van die woord, onder die geklank van die evangelie woord, en by deure kan uitstap, om met sy of haar onsterflike siel nog 'n week te waag om te gaan dobbel met hom of haar siel. En jy sit vanmôre hier, en in jou hart is daar 'n benoudheid. Daar is so 'n koue hand om jou hart vanmôre. Jy weet nie. Jy weet nie. Jy's bang. Jy's bang vir daardie oomblik. Die feit dat jy bang is, die feit dat jy onrustig is, sê vir my vanmôre. En is dit vanmôre vir my teken dat jy nie in lyn is. Dat jy nie op datum is in jou geestelike lewe met die Here nie. Wil jy nie vanmôre van hierdie geleentheid gebruik maak? Terwyl jy in hierdie kerkgebou is, om jou saak met die Here reg te maak. Ek wil vir jou vra vanmôre. Ek wil eintlik uit desperaatheid vir jou vra, hoe lank nog wil jy in daai toestand waarin jy jou bevind lewe? Hoe lank nog in daai koue toestand, geestelik koud? Hoe lank nog met jou onsterflike siel dobbel? Hoe lank nog? Wil jy nie vanmôre regmaak en sê, Here, ek hoor. Dit is verskriklik as ek moet agterbly. Ek wil graag saamgaan. En ek wil vanmôre dit vir U kom sê. Sal jy dit doen? Sal jy? Ek wil vir jou vra, maak erns daarmee. Dankie, Here Jesus, dat ek dit vir U kan vra. Heilige Gees van God, stry met daai hart. Stry daar in hierdie oomblikke, want ek bid dit in Jesus se naam.